Hierdie vraag kom uit November 2023 se graad 11 vraestel deur die Gauteng se provinsiale onderwysdepartement opgestel. Dit is vraag 9.2. Die vraag sê: in die diagram hieronder is DF 'n middellyn van die sirkel met middelpunt O. Nou, ek wil baie graag my middellyn gaan trek. Ek wil net hom 'n bietjie beter trek. So daar sê, dis 'n middellyn. En dan is verder vir my gegee dat O 'n middelpunt is. Nou, ek highlight dit 'n bietjie, want as jy 'n middellyn het, moet jy dadelik weet, dit breek die sirkel in 2 halwe sirkels. En elke hoek in die halwe sirkel wat deur die hele middellyn onderspan word, gaan 90 grade wees. So hoek 1, hoek E1, 2 en 3 saam gaan 90 grade wees. OK, verder, as die middelpunt gegee is, dan weet jy onmiddellik dat al die radiusse gelyk gaan wees. Nou, 'n radius is van die middelpunt na die omtrek van die sirkel, soos OE of 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 OD. So ons het 3 radiusse, ek het hulle nou reeds gelyk gemerk. En nog 'n ding wat die middelpunt vir my gee, is die stelling wat sê dat die hoek by die middelpunt 2 keer so groot is as die hoek by die omtrek, as hulle deur dieselfde koord onderspan word. Nou die koord hier is hierdie koord EF. Kyk, as jy jou een vinger op E sit en jy beweeg na die omtrek toe, ander vinger op F beweeg na die omtrek toe, jy gebruik al 2 jou hande sodat jy gelyktydig kan beweeg, dan sien jy EF onderspan my 55 grade. En dan doen jy dieselfde, maar hierdie slag loop jy na die middelpunt toe, so van E af na die middelpunt toe, van F af na die middelpunt toe, gee vir my daar die hoek O2, en dan sê die stelling dat O2 2 keer so groot soos G gaan wees. Goed, ons is nog nie besig om vrae te beantwoord nie, ons lees nog deur wat vir ons gegee is, sodat ons net dit in gedagte kan hou wanneer ons met die vrae begin. Dan praat hulle van koord EG, koord EG, hierdie koord, sny DF by H, sodanig dat DF gelyk is aan EG. Nou ja, as DF gelyk is aan as DF loodreg is op EG, het jy die stelling, onthou julle het heel aan die begin so 'n stelling geleer, dat as ek 'n lyn vanuit die middelpunt het wat loodreg op die koord is, dan halveer dit die koord. So dis waaraan ek dadelik moet dink, wanneer ek nou hierdie loodreg hier sien, dan weet ek dat hierdie sytjie net so lank soos daai een gaan wees. Natuurlik enige van die goed wat jy neerskryf wanneer jy die antwoorde doen, moet jy 'n rede voor verskaf. En dan laastens sê dit koord EF en GF word getrek, koord EF en GF word getrek en hoek EGF, so van E na G na F is 55 grade. Goed, kom ons kyk wat vra hulle vir ons. Hulle sê eerstens, bepaal met redes die grootte van hoek D. Nou ja, as ek my vinger gebruik 2 hande, dan kan jy dit gelyktydig doen. Ek begin by E en ek stap na G toe op die omtrek. En dan begin ek by F en ek stap ook na G toe op die omtrek en dan kry ek 55 grade. Maar ek kan ook van F af na D toe en van E af na D toe stap. So die twee moet ewe groot wees. Ek wil net my prentjie bietjie skoner maak. So ek gaan weer daardie
koord net highlight, koord EF, want koord EF is die een wat hoek G onderspan en hoek D onderspan. Daarom praat ons van hoeke in dieselfde segment en ons gaan dan weet dat hoek D gelyk aan 55 grade moet wees. Dit is hoeke in dieselfde segment. Onthou, 'n koord deel altyd net hierdie bietjie afskryf. 'n Koord, soos hierdie koord wat ek hier het, deur jou sirkel in 2 segmente. Ek kry hier 'n groot segment, hierdie hele deel, en dan 'n klein segment. En enige hoeke by die omtrek wat deur hierdie koord in hierdie segment onderspan word, gaan gelyk wees. So daarom gaan hierdie hoek 55 grade wees. Dan die volgende een wat hulle vir my vra is hoek O2, en eintlik het ek dit al bespreek. Ons het gesien dat O2 'n middelpuntsoek is. En van watter koord kom hy? Weereens vanaf EF. As ek my vinger hier loop en daar loop, kry ek hoek O2. En dan sê ons stelling, die hoek by die middelpunt is 2 keer so groot soos die hoek by die omtrek. So hy gaan wees 2 maal 55 grade, wat 110 grade is. So dit is wat hierdie enetjie is 110 grade, want dit is die hoek by die middelpunt is 2 maal die hoek by die omtrek. Goed, ek het dit reeds neergeskryf, sien ek. Dan die volgende vraagie vra hulle vir my om E2 te bereken. Nou ja, E2 is hier, as wat ek wil bereken. Nou, ek gaan dit highlight en dan gaan ek dit weer uitvee, net sodat my prentjie nie te vol raak nie. Maar ek wil graag hê dat julle moet sien dat ek hier die buitehoek van driehoek EHO het. En in graad 9 het julle geleer dat die buitehoek gelyk is aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. So ek kan dus sê vir nommer C, dat die buitehoek wat 110 grade is, gaan gelyk wees aan hoek E2 plus hoek H2. Nou wat weet ons van H2? Ons weet dat die lyne loodreg op mekaar is. Kyk hier, hulle het vir ons gesê dat DF loodreg op GE is. So, dit maak nie saak waar ek daai 90 grade aandui nie, al 4 daai hoekies gaan 90 grade wees. So, dit gee vir my 110 grade is gelyk aan E2 plus 90 grade, en dan gaan E2 net 20 grade wees, want as ek die 90 aftrek aan albei kante, dan kry ek 110 minus 90. Goed, ek moet net 'n rede byskryf. Hierdie was die buitehoek van 'n driehoek. Goed, en dan laastens vra hulle vir E3. Nou dit gaan ook nie te moeilik wees nie, want ek het dit nou uitgevee, maar van tevore het ek hier aangedui, kom ons vat maar blou, dat hierdie is 'n radius en daardie is 'n radius. Dit beteken driehoek EOF is gelykbenig. Met ander woorde, hierdie 2 hoeke gaan ewe groot wees. En daardie 2 hoeke plus die 110 van O2 lê in 'n driehoek en dis moet hulle saam 180 grade wees.
Ek gaan net vir myself 'n bietjie plek hier maak. Ek wil net aandui, ons het nou uitgewerk dat hierdie enetjie 20 grade is. So wat ek gaan sê, is dat hoek E3 gelyk is aan hoek F1, want dit is teenoor gelyke sye. Dus, watter een bereken ons nou weer E3. So in plaas daarvan om te skryf E3 plus F1, kan ek maar sê 2 keer E3, want dis E3, kom ons maak dit net beter, E3, is E3 plus nog 'n E3, plus 110, gaan 180 wees, want dit is hoeke in 'n driehoek. En dan as ek aftrek, kry ek 2 maal hoek E3 is gelyk aan 70 grade en dan deel ek deur 2 en dis is E3 gelyk aan 35 grade. So daardie enetjie is 35 en hierdie enetjie is 35. Goed, kom ons maak 'n bietjie plek. Ek kan maar eintlik hierdie ene nou uitvee. Ons het al sy vrae beantwoord. Ek kan ook hier skoonmaak. Ek wil graag die prentjie hou waar hy is. En dan beantwoord ons vraag 9.2.2 wat sê bepaal die lengte van OH indien die middellyn van die sirkel 10 eenhede is en GE van G na E toe 9,4 eenhede is. Goed, as die middellyn is 10 eenhede, dan beteken dit dat 'n radius 5 eenhede moet wees. En ek het hier 'n radius OE, so daardie stukkie is 5 eenhede lank. Dan sê hulle ook vir my dat GE, so van G tot by E, 9,4 eenhede is. Maar onthou julle die stelling, ek het reg aan die begin ook na hom verwys, waar ons 'n lyn vanaf die middelpunt loodreg op die koord trek, dan halveer dit die koord. So HE gaan net die helfte van GE wees. En dit is die lyn vanuit die middelpunt loodreg op die koord. Nou ja, GE het hulle vir ons gegee as 9,4 en 'n half maal 9,4 gee vir my, ek wil dit maar net doodseker maak gou-gou, 4.7. En dan gaan dit baie maklik wees om Pythagoras se stelling te gebruik, want dit is altyd die skuinsy kwadraat, en die skuinsy is die een teenoor die 90 grade, so dit gaan wees 5 kwadraat, is gelyk aan 4,7 kwadraat, plus OH kwadraat, dan is OH kwadraat gelyk aan 5 kwadraat minus 4.7 kwadraat. Dit gee vir my 2,91, maar dis is OH kwadraat. So as ek die vierkantswortel van daardie antwoord kry, dan is dit 1,71 eenhede.